Hey vriende, dit is lekker om weer terug te wees, bietjie te kyk na teologie en bietjie paar dinge wat mense sê. Jy weet, in die laaste paar jaar, daar's geen geheim, het ek regtig daarop uitgesit om te kyk na wat hierdie kultus glo, se kultus in Pretoria hier in Suid-Afrika. En dit is mense wat van die kerk afkom vanouds. Mense wat kom uit bedelinge van die kerk, wat ek dink is orthodox. En die vraag ek dink wat 'n ou baie keer kan vra is hoe het hierdie ouens op 'n plek gekom waar hulle die waarheid verdraai het vir 'n leuen. En daar's baie dinge wat 'n ou kan sê daaroor. Daar's 'n ou wat ek nie gepraat het hierdie week, wel laasweek, wat sê hy glo vas dat mense het kom tot die konklusie dat waarheid nie dit self beskik nie, kan in die plek val waar hulle die waarheid vir die leuen verruil. Dan is daar ander wat nooit deel was van die waarheid nie en hulle verruil die waarheid vir die leuen. So ja, daar's verskillende maniere om na dit te kyk, maar ek kyk na die kultus, ek kyk dit na die oë van ortodokse Christendom, die Griekse ortodoks nie, ek praat van ortodoks in die sin dat dit is wat die lering van die kerk basies glo en leer, ek dink aan ander tradisies van die kerk deur die eeue heen. Ja, daar's verskillende nuances, ja, daar's verskillende maniere om hierdie dinge te interpreteer, maar algemeen kan ons glo dat die waarheid van die drie-eenheid, die waarheid van Jesus se vleeswording, die waarheid van Jesus wat God is. Ek noem net 'n paar dinge. Essensiële dele is van die geloof wat van die Romeinse Katolieke Kerk regdeur tot die Protestantse Kerk glo en bevestig. So in lyn van dit kan ons dan kyk na hierdie individue wat preek en hierdie individue wat praat en spesifiek kom en vir ons ander leringe probeer gee. En ek sê altyd vir mense, Paulus skryf so mooi in Galasiërs 1 vers 8, dat ons moet pas op, ons moet kyk vir mense en ons moet verseker kyk na hulle leringe, om seker te maak dat dit wat hulle leer en dit wat hulle is en dit wat hulle vir ons gee, waar is en in die skrif gevind word. So ja, vandag kyk ons weer na Leel Slabeskagni, ek het nog basies hierna nog een oor en dan dink ek het ek basies alles gekover wat ek regtig wil, maar ons kyk na sy lering. Weereens, ek sê dit weer, ek het Niels ontmoet, baie pleasant ou, ek het 'n konferensie gedoen waar hulle by was, hulle het gesit en luister, baie aandagtig, baie nice, maar jy weet, dit sal dalk beter bates hê as ons dalk saam kon gesels, en ek weet as mense wat daarby probeer uitkom, maar hulle kan nie, hulle wil nie dit doen nie, en ek verstaan hoekom. Maar oor die algemeen, dink ek, jy weet, dit is dan goed vir my om te kyk na die lering van Christ in me, en ook om te kyk na dit wat hulle sê, aantekenings wat hulle maak, en dan wil ek dit vat, en ek wil baie graag 'n lang artikel skryf, wat ek op wil dateer op my webwerf, dit is www.adlecem.co, en net 'n bietjie neerskryf en pen weer eens wat hulle glo. Ek het al 'n paar goed geskryf, mens welkom maar na te kyk, maar ek wil dit wat ek in hierdie laaste video's gemaak het, sal ek ook baie graag daar wil opsit, dat dit toeganklik kan wees vir die gewone mens daar buite is, wat daar buite is. So ja, vandag gaan ons aan, ons kyk na Niels se lering, en kom ons kyk bietjie wat sê hy vandag. So as dit so was dat Jesus bedoel het dat sy disippels moes verstaan dat wanneer hulle mense doop, hulle mense in 3 name of in 3 gode moet doop, soos wat die 3 enige leerstelling ons wil laat glo, want ons het nou duidelik gesien dat God is nie 3 nie. Dan is my vraag, waarom was die disippels dan ongehoorsaam om hierdie opdrag nooit uit te voer nie? Want nêrens waar hulle mense gedoop het, het hulle so gedoop nie. So kom ek lees vir jou die skrifte waar hulle gedoop het. Handelinge 2:38. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Nie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Hy doop in die naam van Jesus Christus. So as die opdrag was, doop in die 3 name, want daar's 3 gode, hoekom is die disippels ongehoorsaam? Of het hulle dit so verstaan nie? Dis nie wat Jesus probeer kommunikeer het nie. Jesus het nie oor 3 gode gepraat nie, hy het oor 1 naam gepraat. So ek wil dit weer lees. Handelinge 2:38. Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Handelinge 8 vers 15. Hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Handelinge 10:48, dis die huis van Kornelius, en hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here.
Handelinge 19 vers 5. En toe hulle dit hoor, is hulle almal gedoop in die naam van die Here Jesus. Kan jy hoor al hierdie disippels se aksie wanneer hulle iemand gedoop het hulle nie daai persoon voorgestel in 'n drie-enige God nie. Hulle het gedoop in die naam, in die autoriteit van wat Jesus Christus aan hulle toevertrou het. Die bedoeling was nooit om die doop te gebruik om 'n drie-enige God leerstelling te leer nie. Dis nie wat daai skrif sê nie, is nie wat hy bedoel nie. Maar dan wil ek weer sê, al die disippels was ongehoorsaam in die handeling daarvan. Hulle het dit net nooit so gedoen nie. Wel vriende, ja, dit is interessant dat baie Unitariërs na hierdie skrifgie verwys en dan sal hulle dit sê. En dit is interessant dat Niels dadelik toe hy begin, sommer met die wegbreek het hy gesê dat daar 3 gode, of soos hy sê, 3 name is. En dit is baie interessant, want die Bybel self sê en spesifiseer dat daar net 1 naam genoem is, en dat daar verwantskap is tussen die 3 persone. En jy kan self Matteus 28:19 gaan lees en sien. Dit is ook baie duidelik dat die outeur van die Bybel, en spesifiek van Matteus, ook 'n punt probeer maak waar hy sê, en waar hy praat van die 3, maar ook die 1. En dit is baie interessant, want as dit net in die, en ek sien baie keer in Niels hulle se metodiek, dan sê hulle die Gees is maar net die Vader, die Vader is die Gees. Maar dit is baie interessant dat die Nuwe Testament skrywers nie so dink nie. Hulle sal altyd 'n onderskeid bring tussen die werk van die Gees, apart van die Vader en Christus. So ek wil net dit bietjie noem, en ek dink dit is dan baie belangrik. So met die reëling van die doop en die feit dat hy noem dat daar is regtig geen formule in die Nuwe Testament waar mense gedoop word in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees nie. Maar as ons kyk byvoorbeeld na die Nuwe Testament verwysinge, dan kan ons sien dat dit wel in die naam van Christus plaasvind, en sodoende is daar net die doop van Christus wat moet staan. En ek dink daar is nood vir ons om basies te praat oor die liturgiese formule wat ons sien in die Nuwe Testament, maar ook om te kyk na die doopsgesag, wat die skrywers van die Nuwe Testament probeer aan ons wys. En ek wil 'n bietjie praat net oor die onderskeid tussen gesag en formule. Die sentrale argument in die Bybelse wetenskap is dat die frase in die naam van, en as ons na die Grieks kyk, dan sê dit eisto onoma, in die Nuwe Testament dikwels nie 'n woord vir woord liturgiese voordrag verteenwoordig nie. Dit praat eerder van gesag of eienaarskap of getrouheid. So as die res van die Nuwe Testament byvoorbeeld sê, kom ons sê byvoorbeeld in Handelinge 2:38, dan in Handelinge 10 is dit ook herhaal. Kan ons sien dat hulle sê hulle word gedoop in die naam van Jesus. Is dit omdat die Nuwe Testament auteurs onthou Christendom gebore uit die verwagting van die komende Messias. En dan ook probeer hulle verduidelik die heerskappy van Christus wat tot voorgebring word. En dit is in daai verklaring in die getrouheid van die werk van die Messias en daai wettige, en as ek praat van wettige, dan praat ek van dit wat Jesus kom vervul het, vervulling van wat Jesus kom doen het, wat ons in sy naam soewerein die handeling van die geloof kan besit. So as die eerste kerk doop in die naam van Christus, is daar amper die denke van hierdie is 'n definitiewe gesagseienskap. Dit is deur Christus wat God alles vermag op hierdie aarde, en is deur Christus wat ons gedoop word. En sodoende in daai gesagsoptrede plaas ons onsself onder die gesag en die uniekheid van Christus as God se verteenwoordiger. Maar dit sê nie dat die opdrag om te doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees as 'n teologiese raamwerk verkeerd is nie. Dit verwys net die verwantskap met Christus en die identifikasie met Christus in wat die gelowige ingelei word in die lewe, in die gemeenskap, in die werklikheid van die Christen gemeenskap wat gevind word weer eens in die drie-enige God. Dit is baie interessant dat mense hierdie argument gebruik en sê dit is teenstrydig met wat ons sien in die Nuwe Testament, want ons kan sien baie duidelik dat die vroeë kerk het verstaan
dat om in die naam van Jesus of Christus gedoop te word, is basies net 'n verenkeling om die uitbreiding van die res van die storie te betree. So, daar is ook plek gemaak vir die werk van die Vader en die Heilige Gees, waarby die gelowige verseël is. So die Vader het die Seun gestuur en die Heilige Gees het die gelowige verseël. En dit is wat ons sien. Weer eens, soos ek sê, in die eerste kerk, as jy ietsie ken oor kerkgeskiedenis, kan jy sien baie duidelik dat hulle was baie gemaklik om te sê in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees of in die naam van Christus. Maar albei het verwys na die kompleet werk van die Heilige Gees en ook die Vader. Verder vir ons is daar historiese en liturgiese in die liturgie van die kerk ontwikkeling waar ons dit meer beklemtoon en dit is meer verstewig na mate die kerk se leer van die drie eenheid. Maar ons kan sien baie duidelik dat daar is 'n formule wat definitief geweerspieël word in die eerste kerk. So in Handelinge is dat daai weerspieëling van die vroeër of meer Christologiese praktyk in die Jerusalem kerk, maar daar is ook die Matteaanse opdrag waar die tradisionele weerspieëling van die tyd, en jy kan kyk basies van die tyd van die Didache wat een van die eerste kerk briewe is buite die Nuwe Testament, waar hierdie doop reg geïntegreer is. So baie vroeg, al in 100 na Christus, kan ons sê, tussen 90 tot 100 na Christus, is daar die liturgie wat ontwikkel as gevolg van die identifisering met die individu en die werk van Christus. So ja, dit is baie interessant, en ek wil ietsie meer sê, en ek dink ek het dit al vroeër gesê oor die naam van wat in Matteus 28:19 genoem word. Die naam stel duidelik voor, en veral in die Hebreëse tradisie, is dit 'n enkele aanduiding van God se wese. Die Hebreëse konteks wys vir ons dan dat as Jesus praat in sy autoriteit en hy sê gaan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam enkelvoud van Vader, Seun en Heilige Gees, sê nie Vader, Seun en Heilige Gees is een persoon nie. Nee, hy gebruik dit om te wys dat in God se wese, wat hy voorstel as Noma is die Hebreëse woord vir God se naam, daai enkelvoudige naam, nie meervoudige naam nie, daar's 'n ander woord vir dit, maar dit impliseer dat Vader, Seun en Heilige Gees, en ons sê dit baie maklike, verenigde goddelike wese deel, en sodoende, omdat hulle die goddelike wese deel, as die mens sou gedoop word, sou hy gedoop word in die naam van Christus, in die naam van die Vader, in die naam van die Heilige Gees. Dit is amper identies, en sodoende in die kerk, om jouself as 'n Jood te vereenselwig met jou autoriteit in die Messias Christus, het jy jouself laat doop, want daar was geen twyfel in die eerste kerk se gedagtes aangaande die doop, dat dit die Heilige Gees en die werk van die Vader insluit nie. So die drie-enige Skepper, die Verlosser, die Heiligmaker, en die een wat moet kom, en wat daar is al drie saam in hierdie konsep van die doop. En dit is nie 'n rebellie, waar, jy weet, sekere van die individue in die kerk gesê het, nie, ons doop net in die naam van Jesus en sovoorts nie. Daar was glad nie niks, daar's niks in kerkgeskiedenis wat die Vader en die Heilige Gees uitsluit uit die doop uit nie, en die formule self is maar net 'n manier om, soos ek sê, die autoriteit en vereenselwiging met die Messias of met Christus uit te druk op so 'n mate dat daar 'n redelike verstandhouding is, dat daar 'n eenheid is tussen die drie. So dit is baie interessant en dit is baie belangrik vir ons om dit te sien. Baie interessant ook, die Kolossense sê vir ons, Kolossense 1 sê dat die hele volheid van die goddelikheid is in liggaamlike vorm in hom, woon in hom, dit is Christus. En dit sê dan vir ons ook dat al word die individu gedoop in Christus, is daar ook die voorkoms dat die Vader en dat die Heilige Gees daarbey betrokke is. So dit is baie interessant in Filippense 2, as jy kyk na die vernedering van Christus, is dit ook Christus het homself werp op die autoriteit van God en die invloed van die Heilige Gees, om dit te volbring wat hy voorgeroep was in sy aardse werk. So ja, ek wil net sê, die feit dat Niels dit gebruik, om te sê, ja, jy sien, eerste kerk het nie in Christus se naam sekere individue gedoop. Begin weer ander probleme, soos byvoorbeeld 1 Johannes 2, kan ons sien dat dit praat van om gered te word in die naam van Christus. Is ons nou gered deur Christus of is ons gered deur die Vader?
Jy weet, nee, albei sluit redding in, die Heilige Gees ook. En sodoende kan ons sien dat die woord sin speel op sekere individue, maar daar's altyd die drie, Vader, Seun, Heilige Gees wat betrokke is in sekere van hierdie werkinge. So ja, dit is baie interessant. Kom ons kyk na sy volgende punt. Jy sien, Jesus sê in Johannes 17 vers 7, hy sê, nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Jesus het geen autoriteit gehad nie. So waar kom dit vandaan? Van die een God en Vader. So as hy 'n God was aan homself, hoekom moes hy autoriteit kry by 'n ander God? As hy dan dieselfde God was. Dit maak net nie sin nie. Ja, dit is nou weer interessant en ek probeer hierdie vragies baie anders antwoord as ek vroeër geantwoord het. Anders gaan dit net vir julle voel asof ek heeltyd herhaal wat ek gesê het in die verlede. So ek sal die bes probeer om 'n bietjie 'n ander oogpunt, soos net voor dit, die punt hiervoor ook net in te bring om 'n bietjie verskeidenheid te gee aan dit. Ja, as Jesus praat van die autoriteit wat hy homself het onder God, Here, dit is vir my so amazing as Johannes 17 lees, en dit is so belangrik om die konteks van Johannes 17 te verstaan. En laat ek net sê, daar is nie 'n afwesigheid van Jesus se autoriteit nie, maar hy wys die oorsprong en die aard van sy autoriteit. En dit is baie belangrik, want ek dink baie keer mis ons dit, is veral in die konteks. Wanneer Jesus in Johannes 17 sê, nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom, beteken dit nie dat Jesus in enige manier sê hy het nie autoriteit nie. Hy bevestig net sy totale afhanklikheid van die Vader, want onthou, as ons die hele woord lees, Filippense 2 sê weer eens vir ons, dat hy daai gesag wat hy gehad het, het hy neergelê, hy het hom in sy goddelikheid homself neergewerp, en hy het basies gekom, sy woorde, sy werke en self, sy volgelinge, het hy deur die Vader aan homself toevertrou. En basies het hy homself gekom as die tweede Adam, en hy het die autoriteit teruggevat. En hy gee erkenning dat die Vader die bron van alles is, as die perfekte mens. As die perfekte mens kan die Seun bid, as die perfekte mens kan hy staan in ons plek, want hy stel ons voor, hy is die tweede Adam, volgens 1 Korintiërs 15. En sy disippels het daai insig, hulle weet, hulle sien nou dat, en hulle besef dat die boodskap en die missie en die menslike verheerliking van Jesus, bring hulle op die punt waar daar hierdie goddelike openbaring is, van wat? Wel, as jy bietjie dit in verband hou met Johannes 17, nie net vers 7 nie, maar Johannes 17 vers 5, dan begin Jesus basies hierdie skil en hy sê, nou Vader, verheerlik my met u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. So, Jesus wys vir ons weer eens, en weer eens mense, daar's twee realiteite wat Jesus ontbloot in hierdie skrifgie, in val in Johannes 17, die een is, hy is transcendenteel, en as ek praat, sê hy, hom wat transcendenteel is, beteken dat hy is bo die mensdom verhewe, hy is die, soos Johannes 17 vers 5 wys, die bestaande, die voorbestaande, die een wat bestaan het saam met die Vader voordat die wêreld bestaan het. Dis wat vers 5 sê, dis wat Jesus na verwys is en na sy heerlikheid verwys. Voordat die wêreld geskep is, wat vir ons wys dat sy bestaan as die perfekte mens, is hy gebore in Bethlehem, maar hy het nie in Bethlehem begin nie, hy het bestaan voor Bethlehem, okay? En dan bid Jesus ook in daai vers 5 vir die herstel van sy heerlikheid. So Jesus kom nie met 'n nuwe status nie. Jesus kom nie en sê, "Jesus, weet jy wat, Vader, gee my nou 'n bietjie van daai status wat my toekom, omdat ek nou die Messias is en ek die plekke geneem het wat U my genoem het." Nee. Hy sê, "Jy weet, gee my terug." Daar's 'n terugkeer na daai status toe, daai heerlikheid wat ek met U gehad het voor die inkarnasie, wat hy met die Vader gedeel het, né? En dit is baie audacious, as jy amper wil sê, dat Jesus dit doen. En sodoende hy vat die goedjies waar ek net gepraat het, na vers 7 toe, en hy wys dat die autoriteit waarvan hy in vers 7 praat, wat hy as seun, die perfekte mens uitgeoefen het,
tydens sy aardse bediening, terwyl die heerlikheid in vers 5 wys op sy goddelike of ewige status voor God. So Jesus het die twee dinge wat die kerk altyd oor gepraat het, van die eerste eeu af. Die een wat sy aardse missie beklemtoon as die ware mens, maar die ander een wat ook lei tot die verheerliking en die terugkeer en verteenwoordiging van God self. En so, dit is hoekom ek sê, jy weet, dit is so moeilik om met iemand te praat wat net 'n skrifgie wil vat en dit maak sê wat hy wil sê sonder om die konteks te verstaan en die konteks te lees. So die konteks van Johannes 17, as jy wil kyk na Jesus is vers 5, wys ons dat Jesus is die ewige seun wat by sy Vader was voor die skepping, en ek moet bysê die unieke seun, hy is 'n seun nie soos ons nie, ons is seuns deur aanneming volgens Galasiërs 4, maar Jesus was die unieke seun van God. En so vers 6 en 8 van Johannes 17 kan ons sien dat Jesus is onder 'n opdrag in sy menslikheid, hy voer dit uit wat die waarde van dit wat die Vader vir hom bepaal het om uit te oefen, en in daai plek wat hy inneem, is daar die autoriteit in aksie, en hy leun op die Vader as die perfekte mens, soos Adam moes. En dan vers 7, alles wat hy doen, al die autoriteit wat hy het, kom direk van die Vader af, want as die perfekte mens, moet hy homself afhanklik maak van die Vader as ons nuwe voorbeeld, as die tweede Adam. So as Jesus dus sê in sy wese, ek het alles wat ek het van u ontvang, omdat ek 'n seun is wat van die begin af by u was, so dit beteken dat sy autoriteit is nie afwesig nie, maar sy autoriteit is van die een wat deur die Vader gestuur is om 'n spesifieke taak te vervul. En so, vriende, ja, ek dink die skrif praat vir homself, en as Niels so begin praat, en ja, hy maak dit af wat Jesus is dit eintlik baie hartseer, nee. Ja, kom ons kyk na die volgende een. So Jesus het geen autoriteit aan homself gehad asof hy God is nie. Hy het sy heerlikheid by sy Vader gekry. Ek lees vir Johannes 14 vers 10, ek wil met New King James lees, hy sê dit net mooier. Hy sê, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? Hy sê nie, do you not believe that I am the Father and the Father is me? Dis nie wat hy sê nie. Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Ja, net weer gou sê, ek herhaal hierdie, en dit is baie snaaks dat Niels dink dat vir Jesus om God te kon wees, moes hy homself vereenselwig met die persoon van die Vader. Maar dit is nie wat die skrif ons lees nie. Dit leer ons dat die persone is een wese, maar 3 persone wat ons die drie-enige God noem. As ek so kyk na Niels se lering, dan weer eens is hier die implikasie waar daar 'n radikale misverstand is tussen wie Christus was regtig in die volheid van die teks, en wat ons kan sien in die lees van die teks. En ja, weer eens as ek sê, ek gaan nie te lank op hierdie aangaan nie, maar weer eens as ons kyk, as ons bietjie kyk na die skrifgie wat hy noem, in Johannes 14 vers 10. Nou, ek kan om Johannes 14 ingaan, Jesus praat Johannes 14 vers 6, daar's breekdele in die teks self, in Johannes 14. Ek kan net my Bybel vat, en jy kan dieselfde doen. As jy jou Bybel vat en jy maak oop in Johannes, ek smal oor Johannes, maar as jy gaan na Johannes 14 toe, en ek gaan net na Johannes 14 toe gaan, dan kan ons sien, hier soos oral in Johannes 14, Jesus roep in die eerste 2 verse uit, en hy sê, glo in die Vader, maar glo ook in my. Met ander woorde, Jesus is nie net die een waarin ons, of die Vader is nie net die een waarin ons geloof moet plaas nie, maar ook in Christus Jesus, né? Soos die God, Vader, moet ons basies onsself verenig met hom. En dan is dit baie interessant, dat Jesus noem ook, hy sê, ek is die weg en die waarheid, niemand kom na die Vader toe, maar deur my nie, in vers 6, wat baie eksklusief is. En dan maak hy dit bekend aan Philip, hy sê vir hom, hy sê, was jy al die tyd met ons gewees, en Philip sê, wys ons die Vader, as dit genoeg, en hy sê, was ek al die tyd saam met jou, maar jy glo nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie, en die Griekse woord daarvoor is, ons noem dit die perikoresis, ons noem dit die gelyke indwelling van die persone in hulle self, wat baie interessant is, maar dan gaan Jesus verder,
En hy, ekskuus ek het nie my bril op nie, maar hy noem in vers 14, noem hy byvoorbeeld dat, hy, bid in my naam, nie bid in die Vader se naam, nie bid in my naam, vra alles wat jy in my naam vra, dit sal jy kry. En dan praat hy van 'n ander een wat hy sal stuur, wat die Heilige Gees is in vers 15 tot 18. En dan sê hy op die einde, ek kom terug na julle toe, maar kom in dit wat julle sal sien in die Heilige Gees. So, dit is baie interessant, want hy praat van hierdie een wat sal kom, wat die Vader sal stuur in sy naam. En dit is baie interessant, want Niels lyk my, probeer altyd sê, nee, die Vader is die Heilige Gees. Nee, dit is nie. Want die Vader stuur die Heilige Gees. En dit is die werk van daai Heilige Gees, om dan die werk te beklemtoon wat van Christus afkom. En ek wil ook net noem, daar soos in vers, ek verbaas, vers 28, waar Jesus byvoorbeeld praat en sê, maar die Vader is, die Engels sê het mooi, hy sê, the Father is greater than I. Maar as jy lees in vers 12, dan sien jy baie duidelik dat Jesus praat nie van sy ontologie nie, né? Hy praat van sy werk. Hy praat en hy sê, die werk van die Vader, hy is die een wat hierdie reddingsbeweging bepaal, maar ek en die Heilige Gees is die wat dit uitvoer. So in die ekonomie van redding, is daar meer van 'n beklemtoning van die Vader se sentrale posisie. Hy is die een wat die Seun stuur, en hy is die een ook wat saam met die Seun die Heilige Gees uitgiet. So ja, daar is net soveel wat ek kan vat van die versies af, maar nêrens in enige van die skriffies te ou lees, kom dit vir my voor dat net omdat Jesus spesifieke autoriteit dra, is hy minder as die Vader nie. Nee, hy kom in sy verhandeling, hy kom ook in sy invloed, en hy leen op die Vader soos die perfekte mens, om vir ons die perfekte redder te wees en te word. So ja, dis al wat ek gaan sê in die skrif. Die ander skrif wat lyk of dit na 'n drie-enige God leerstelling verwys, is die een in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Ek lees vir jou soos dit staan in die ou vertaling. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Daar sê Niels, daar's 3 gode in die hemel. Nee. Lees gaan mooi saam met my. Daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is een. Die Vader is die Woord, die Vader is die Gees, die Vader is die Vader. Dit het ons nou deur skrifte ons nou al deurgewerk tot nou toe. En daar is 3 wat getuig op die aarde. Die Gees, die water en die bloed. Die 3 is eenstemmig. Alright. So die vers 7 sluit af met hierdie 3 is een. Vers 8 sluit af met die 3 op die aarde, dis eenstemmig. So ek wil net lees soos ek dit hier geskryf het. Let daarop dat die 2 uitdrukkings wat hier gebruik word, die 3 is een, verwys dit na God self. Dit is wie God is. Hy is Vader, hy is Woord, hy is Gees. Dit het ons gesien in die gesprek van Jesus wat sê, God is Gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. God is ook die Woord, ons gaan nou by hom uitkom. En die ander uitdrukking is, die 3 is eenstemmig. Die Engels sê, it agree as one, bedoelende dit sê, of het staan vir dieselfde saak. Skrif is glad nie daarom 'n drie-enige leerstelling te probeer leer nie. 1 Johannes 5 vers 7, in die nuwe vertaling, is interessant. Daar het ons in die nuwe vertaling gepoog, om te kyk of ons nie dalk net hierdie een God leerstelling 'n bietjie kan tweak nie. Toe haal ons die helfte van die skrif uit. Regtig, as jy wil, as jy MySword op jou foon het, kan jy hom gou-gou oopmaak, of jy kan, as jy 'n nuwe vertaling het, hom gou-gou oopmaak, as jy 'n nuwe vertaling op jou foon dalk het, maar gaan kyk hierdie skrif. Ek gaan vir jou net die ou vertaling lees, dan gaan ek vir jou 'n nuwe vertaling lees. Die ou vertaling vers 7 lees so. Daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die 3 is een, want is een God. Want God is Woord en Vader en Heilige Gees. Ek lees vir jou die nuwe vertaling. Daar is dus 3 wat getuig. Dis wat daar staan. Die res van die vers is weg. Want ons hou nie daarvan om te sê, daai 3 is een nie. Daai 3 moes 3 gewees het.
om dit te regverdig. So is eenvoudig. Ons laat die res van die skrif uit. Gaan kyk in die nuwe vertaling, 83 Afrikaanse vertaling, hy's gone. So jou 83 vertaling sê, daar is dus 3 wat getuig. Dan lees die volgende versie. Die gees en die water en die bloed, en die 3 se getuienis stem ooreen. Hey, daai is daar maar doelbewus om dwaling te bring, hoor. Om weg te stap, om hierdie te probeer regverdig. Wel vriende, ja, hier is baie dinge om oor te gesels en baie dinge wat ons na kan kyk. Ek weet dat daar is baie individue wat kyk na sekere breekdele in die teks aan die een gevind in die Johannes 7, Johannes 8, aan die einde van Johannes 7, begin van Johannes 8, waar hulle kyk na die teks daar, die vrou wat basies gevang was, wat Jesus in die sand geskryf is. Glo baie mense is ook nie echt door die teks nie. Maar wat vir my baie fascinerend is dat Niels basies sê dit, hierdie teks nie in die nuwe translasies op beklemtoon word nie, want dit wys op eenheid van God, of die eenheid van die Vader, wat baie interessant is, en dat dit basies 'n trinitariese aanslag is om hierdie eenheid van God leer dood te druk, wat vir my baffle, en ek sal wys hoekom. Maar dalk wat ek kan doen is om net 'n bietjie te praat oor die tekskritiese perspektief. En laat ek net begin om te sê dat daar's heelwat meerderheid konsensus in hedendaagse skoolhiere, insluitend konservatiewe en evangeliese tekskritici wat beskou dat hierdie Comma Johanneum 'n latere toevoeging was, wat nie deel was van die oorspronklike Griekse manuskripte nie. Nou, as ek praat van die Griekse manuskripte tradisie, daar's verskillende tradisies, daar's verskillende minuscule texts en verskillende manuskripte wat vir ons gegee is, wat ons die suiwer woorde van Christus na terugvat en basies kom by mekaar sit om te sien wat die teks gesê het. 'n Baie interessante dissipline. So, hoekom word hierdie, ek sal vir jou 'n bietjie van die redes gee, hoekom hierdie skrifgie, wat hy noem, nie in die skrif gevind word van in die nuwe tradisies nie, want hulle gebruik ander manuskripte, maar ook, soos ek sê, die manuskripbewyse dui daarop dat hierdie woorde wat hy van praat nie in die Griekse manuskripte gevind is nie. Ons kyk ook na die belangrike antieke getuies, soos byvoorbeeld die Codex Sinaiticus, jy kan dit aanlyn gaan van dit kyk, die Codex Vaticanus, die Codex Alexandrianus. Hierdie is die 3 groot kompleet tekste, kompleet Bybels, wat ons nie hierdie skrifgie in vind en sien nie. En dan is daar ook klein, wat ons noem minuscule tekst, wat paragraafgrootte is, wat baie klein is, verskillende fragmente, wat ons ook nie naaste by kan sien, dat hier in die tekst was nie. So dit is dit, daar's ook nie die regtige verwysing na die patristiese getuienis van die vroeë kerkvaders wat hierdie skrifgie gebruik word, of hierdie skrifgie gebruik om die 3 eenheid leer te bevestig nie. Ons kyk na Athanasius, Gregory, Augustine, al die. Nie een van hierdie kerkvaders het 'n deurslaggewende bewys of gebruik van hierdie vers gehad om ons te wys van die 3 enige leer nie. So, waar het dit vandaan gekom dan, hierdie woorde? Wel, die meeste skooliere stem saam dat die frase was 'n kantnota in die Latynse manuskriptradisie. En in die Latynse Vulgaat, toe Erasmus die Latynse Vulgaat basis byeengesit het hy hierdie frasiekie wat daar was ingesluit en ingewerk, wat op die kant was. Dit is die konsensus opmerking, wat later dan deel van die hoofteks word, wat dan in die Latynse tradisie ingesit is. So dit is waar dit vandaan, of ons dink, dit is waar dit vandaan kom. Maar daar is sekere individue, is dalk ook net goed om dit te noem, daar is sekere teoloë en sekere mense wat hierdie teks verdedig. Hulle is gewoonlik van wat 'n tradisie wat ons noem die Textus Receptus oortuiging. En dit is basies die tradisie waar die Statenbybel, dit is nou die King James Version, gebaseer is. Hulle glo die Textus Recepticus is basies God se teks vir ons tyd ewen. Party, ek sê nie James E. Snap sê dit nie, maar daar's definitief mense wat dit glo, val die King James only is ouens. Ek weet ons het Afrikaner ook hier op internet wat glo die King James Bybel is die enigste en die beste Bybel.
So ja, meeste mense wat in daai tradisie van manuskripte en van die teks glo, sal basies sê nee, ons moet hierdie insluit. Van die kerk deur die eeue het hierdie skrifgie aanvaar en ek wil nou nie op die diepte daarop ingaan nie, maar daar is wat hulle noem providential preservation argument, waar hulle sê nee, God in sy soewereiniteit het dit ingesluit, en dan ook in die 4de eeu, kan ons sien in Latynse manuskripte, is hierdie woorde wel, maar hulle glo dit was verwyder as gevolg van die anti-trinitariese, die Arian heretics, wat Arian oortuigings gehad het, hulle het basies hierdie uitgehaal. So dit is die argument. So ja, dit is baie interessant. Daar's mense wat val aan al twee kante van die teks. Daar's mense wat basies vir een of van hierdie twee perspektiewe vend. Ek sal die volgende sê, en ek dink dit is wat belangrik. Die lering van die drie-eenheid word ondersteun deur talle ander verse in die skrif. Ons het nou gepraat oor Matteus 28:19, as ek dink aan 2 Korintiërs 13:13, Johannes 1 vers 1, Johannes 10 vers 30, daar is baie skrifte. So om op 1 Johannes 5 vers 7 en 8 te steun en na te kyk, versterk eintlik die argument dat dit was definitief iets waarmee die eerste kerk gemaklik was. Maar ek wil ook sê, as jy 1 Johannes 5 self lees, doen jouself 'n guns en gaan sit en lees dit. Ek vind baie mense lees nie net die konteks van die skrifgie nie. As jy die konteks van die skrifgie lees, vat jou rooi pen, ek het 'n rooi pen, vat jou rooi pen en begin skryf wat ek jou sê. Kyk bietjie in 1 Johannes 5. As jy kyk na die drie-eenheidsleer, kyk bietjie in vers 3 tot 4. Sê dit is vanuit die Vader waar ons weergebore word, okay? En dan in vers 6 praat dit dan eweskielik van, dit is deur die bloed van Jesus Christus dat ons verseël word. En dan praat dit ook en sê, en die Heilige Gees getuig oor die Seun, ook in vers 6. So het jy klaar, Vader, Seun, Heilige Gees. En wat baie interessant is, dit wys dan weer eens die prioriteit van die Seun. Dit sê dan in vers 11, ons het dan lewe in die Seun, en dan weer eens herhaal is, soos ek nou gesê het in vers 14, dat alles waarvoor ons bid, kom deur die Seun en sy naam in vers 14. Hoekom? Wel, dis eenvoudig. Lees vers 20 en 21 van 1 Johannes 5. Want hy is God. Jesus is God. So, dit is die realiteit. As jy Johannes lees, die realiteit van Vader, Seun en Heilige Gees is reg deur sy geskrifte. Dit is 'n realiteit wat deur Johannes se geskrifte is, kom oor en oor en oor. En sodoende as Niels praat van, nee, hierdie skrif praat nie oor die drie-eenheid nie. Ja, net ook om een skrif nie, en ek sal saamstem, baie moeilike skrif om regtig die drie-eenheid op te baseer. Maar as jy die konteks van die hele vers vat, en die hele skrif self, en die hele boek self, is dit baie maklik om te sien dat daar Vader, Seun en Heilige Gees is in hierdie teks. Ja, so, ek gaan nou stop. Die video is bietjie lank, maar ek waardeer dit dat julle ouens nog kyk. Slaan daai subscribe button as jy belangstel in enigiets in die toekoms, en ons praat gou weer. Goed gaan.